En terwyl ons nou u woord oopmaak, vra ons dat u hier teenwoordig sal wees asseblief. In Jesus se naam. Amen. Maak julle Bybels oop en blaai saam met my na Johannes hoofstuk 20. Ek weet is op die teks, maar maak op jou Bybel en lees saam met my. En ek wil ons met hierdie gedeelte saam deurstap met die persoon wat hier genoem word. Johannes 20 vers 11. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe, en sy sien 2 engele daar sit met wit klere aan. Een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Maria, hoekom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit sê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? En sy het gedink dat die tuinier was en antwoord hom, meneer, as jy hom weggedraai het, sê vir my waar jy hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Ek wil ons vir ons 'n gedagte prentjie van wat besig is om hier gebeur. En jy gaan verbaas wees om te weet dat menige van ons in dieselfde situasie beland. Die verhaal sê vir ons, kom ons stel die verhaal op in hoofstuk 20 van vers 1 af. Wat het daar gebeur? Op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen weggeneem was. Ons gaan nou uitvind, hoekom het Maria vroeg gegaan? Maar sy kom by die graf en die grafsteen is weggerol en wat maak sy? En sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel, dit is Johannes homself, vir Jesus lief gehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nou vers 3, 4 en 5 sê vir ons die spoed waarmee Johannes en Petrus graf toe gehardloop het. Vers 6. Daarom het ook die ander disipel, dit is Johannes self, wat eerst by die graf gekom het, ingegaan. Jy sien, Petrus het dadelik ingegaan. Johannes nie. Maar toe Petrus ingaan, toe gaan Johannes ook in. En hy het gesien en geglo. Vers 9, baie belangrik vir jou en vir my, want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En disipels het weer huis toe gegaan. Interessant genoeg, maar Maria het buite die graf bly staan. So wat het Maria gedoen? Vroegoggend, met haar liefde vir die Here, het sy beplan om sy liggaam te gaan salf, en vroegoggend hardloop sy na die graf toe, en sy kom by die graf en is leeg. En sy draai om en sy hardloop terug disipels toe en gaan sê vir hulle, Jesus is weg. En Johannes en Petrus hardloop graf toe. Maria hardloop saam. Toe die disipels omdraai en teruggaan huis toe, staan sy alleen by die graf. En hier begin 'n verhaal afspeel, waarmee ek en jy baie goed bekend is. Daar buite by die graf staan sy en huil, bitterlik ween sy. Hoekom? Sy begin weer eens die gebeure van daardie naweek oordink. Jesus het Jerusalem ingekom en almal het geskreeu, Hosanna vir die seun van Dawid, en hulle klere en palmtakke oopgegooi voor hom. En toe begin dinge skeefloop. Want net soos die disipels was hy gereed vir Jesus se koningskap. En dinge begin verkeerd loop.
Na die nagmaal word Jesus gevange geneem. En buite die reëls, buite die wette van hulle geloofsgodsdiens word Jesus in die nag veroordeel. Die Sabbatsure word ontheilig. Of die voorbeidingsure word ontheilig. Jesus word veroordeel. Hy word verneel. En volgens Bybelprofesie, Vrydagmiddag, 3:00 die middag, word hy gekruisig as die geofferde beloofde lam. En Maria se wêreld val uitmekaar uit. Die een wat sy so lief gehad het, is dood. Hy is doodgemaak deur hardvogtige, hoogmoedige, selfgesentreerde, eie geregtige sondaars, wat 'n beeld van Godheid dra, maar die krag daarvan verloon het. En hier staan sy voor die graf, en haar hele lewe het in duie gestort. Sy herinner haar daaraan aan hoeveel keer sy die stem van Jesus moes hoor, wat die duiwel in haar bestraf het. Kom ons lees dit. In Markus 16 vers 9. Sy dink aan daardie woorde, want dit speel 'n belangrike rol. Markus hoofstuk 16 vers 9. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Volgens koning van die eeue was dit een van hierdie kerkleiers wat haar in sonde verlei het. Maria onthou haar stryd. Sy onthou haar probleme. Sy onthou die vernedering om voor die Here aangekla word vir hoerery. Sy sien die onreg, want daar is 2 partye betrokke en net sy word aangekla. Die skande wat sy moes verduur, kom deur haar gedagtes terug na haar toe. Die aantuigings wat gemaak word, die beskuldigings wat gemaak word, die skindertonge wat besig is om te praat, en alles gaan deur Maria se kop. Maar sy onthou ook hoe sy 7 keer daar die stem van die Seun van God gehoor het, wat Satan bestraf het, en sy is vrygemaak. Staan onskuldig voor God. En nou dit. Haar verlosser is dood. En in haar gedagte nooit weer sal sy die stem van haar verlosser hoor nie. Dit waarom haar hele lewe gedraai het, wat haar gebreek het van die sondige verlede, alles is weg. In haar gedagtes het haar lewe verkrummel. Sy vind haar, soos gesê het, vroeg by die graf. Emosies neem besit van haar. Sy wat so baie lief gehad het, het so baie verloor. Daar smik vir Maria meer oor nie. Maar voordat ons 'n bietjie meer aandag aan haar gee, wil ek die vraag vir jou vra vanoggend. Wat van jou lewe? Het daar 'n tyd in jou lewe gekom waar jy net voel soos Maria gevoel het? Waar alles wat verkeerd kan loop, verkeerd loop? Waar ek en jy ten hemel roep en ons dink die Here hoor nie? En dit wat ons beplan het, werk nie uit nie. Die lewensideale wat ons vir ons gestel het, verkrummel voor ons. En dalk sit ek en jy in ons eie hoekie, stikkend, teleurgesteld, want dit lyk nie asof die Here hoor wat ons van hom vra nie.
Maar kom stap saam met my, terwyl ons die ervaring van Maria in oënskou neem. En geliefdes, jy gaan verbaas wees, dat dit ook jou en my persoonlike ervaring is. Kom ons kyk daarna. Johannes 20 vers 11 tot 13. Maria staan buite die graf en sy huil. Sy huil oor die onreg wat gebeur het. Sy huil oor die stikkende dinge wat met haar eie lewe gebeur het. Haar eie lewe is in 'n warboel van emosies. Is Jesus dan nie die seun van God nie? Het hy dan nie gekom om die ewige koninkryk op te rig nie? Hoe hanteer sy die feit dat sondaars Jesus doodgemaak het? En al wat sy kan doen, is om haar oor te gee aan onbeteelde hartseer en emosies. En sy staan by die graf en sy huil. Priesters het dit, die disippels het dit gemis, hulle is huis toe. En hier staan sy buite die graf, met 'n emosionele skommeling wat soveel vir haar is, dat sy dit nie kan hanteer nie. Haar skepper is dood. Haar verlosser is dood. Net haar hartseer en die pyn. En ondenkbaar gebeur daar 'n paar dinge. En sy skep die moed by mekaar en sy gaan kyk ook in die graf. En daar's 2 manne daar. My vraag is, het Johannes en Petrus hulle nie gesien nie? Het hulle iets gemis? In haar stikkende emosies sien sy 2 manne in wit klere, een by die voetenend en een by die koppeneind wat Jesus gelê het. En wat sê hulle vir haar? Vrou, hoekom huil jy? Weet julle nie wat gebeur het hierdie naweek nie? Is julle nie bewus van wat hier gebeur het nie? Hoekom huil jy? Luister wat sê sy. En sy antwoord hulle. En sy praat met engele en sy is nie bewus daarvan nie. Omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. My liewe broer en my suster, kan dit wees dat ek en jy al menig male met engele in ons lewens gepraat het en ons nie bewus was wie hulle was nie. Omdat ons in ons eie gemoed so vol is, daar is soveel dinge wat Satan voor jou en my kop gegooi het, dat al wat ek en jy kan raak sien is probleme en moeilikhede op moeilikheid, uitdaging op uitdaging, siekte op siekte, pestsiektes, oorlog, en dit raak net doodnoodig emosioneel te veel vir jou en vir my, en ons praat met God se engele, en ons kom dit nie agter nie. Is dit moontlik? Die antwoord is ja. Kom ek vra vir julle, hierdie afgelope 2 jaar, wat het hierdie virus met jou in my kop, hoe het hy met jou in my kop gesmokkel? Soveel so dat ons elkeen 'n naamplaatjie moet dra vanoggend. Want ek begin selfs my broeder se naam vergeet. Kan dit wees dat Satan so met jou in my kop gesmokkel het afgelope tyd? Ja, die kerk is toe, maar die baars is oop. Ons mag nie meer aanbid nie. Kan dit wees dat ek en jy daaraan vaskyk en ons vergeet wat in werklikheid besig is om te gebeur?
En Maria kyk na hierdie twee manne, en in haar gedagtes het hierdie twee manne nie die antwoord vir haar nie. Sy sê vir hulle, het my Here weggeneem, ek weet nie waar hom neergelê het nie. En die Bybel sê vir ons, sy draai om van hulle af, om weg te loop. Sy is bedroef, sy is stikkend. Die fondasie van haar lewe is weggeneem. Bitterlik teleurgesteld. Haar planne het nie uitgewerk nie. Het sy dan nie gehoor toe sy daardie duur albaste fles met haar prostitusiegeld gevat het en het aan die voete van Jesus gebreek het en sy gehoor het dat het gedoen is vir sy begrafnis nie, maar sy kan dit nie meer onthou nie. Iets gebeur dat sy kan dit nie meer onthou nie. Haar plannetjies het nie uitgewerk nie. Maria, totaal afgemat, lewensmoeg. En sy praat met die twee engele, en sy draai om in 'n donker wêreld in te stap, waar haar hoop vernietig is, haar liefde is dood, daar is nie meer hoop vir haar nie. En sy stap in haar eie gedagte, met emosies wat aan flarde is, wat totaal heeltemal de mekaar is, draai sy om in 'n wêreld in te stap, waar daar geen hoop meer is nie. Jy sien haar persepsies van die, en ek wil baie mooi luister, haar persepsies van die teenswoordige waarheid het geblur geraak. En dis hier waar ek en jy in die prentjie kom. Met dit wat in die wêreld besig is om te gebeur. Met mense wat siek word, mense wat doodgaan, geliefdes wat vir maande in die hospitaal lê, geliefdes wat oorlede is. Vanoggend is my Helena se tannie oorlede. Die gesin is stikkend. En ons kyk daarteen vas en die vraag kom onwillekeurig op, Here, waar is jy? Here, waar is jy in my hartseer, in my probleme, in my uitdagings? En soms lyk dit vir jou en vir my as kind van Jesus, asof ons wêreld besig is om uit mekaar uit te val. In haar groot wanhoop draai sy van die twee engele weg na 'n lewe van hartseer en wanhoop en ellende en haar ewige verlange net om in die tuinier vas te loop, dink sy. En kyk wat gebeur. Vers 14, sy praat met die engele, vers 13, vers 14, en toe sy dit gesê het, hulle het hom weggevat, weet nie waar hom neergelê het nie, draai sy haar om agtertoe, en sy sien vir Jesus staan, en sy het nie geweet, dat het Jesus was nie. Leraar Dion, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik vir iemand wat so diep ervaring met koning Jesus gehad het, waar sy 7 keer gehoor het hoe Jesus die Satan haar bestraf het, hoe hy oorwinning vir haar gegee het, dat al wat sy kon doen, toe Jesus wil kom kuier, sit sy net aan die voete van Jesus en sy kan nie genoeg van hom kry nie, en nou herken sy hom nie eers nie. Hoe is dit moontlik? Vers 14 en 15. Vers 15, Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Stop net eers daar. En hier wil Maria, Jesus baie duidelik in Maria se gedagte uitkristalliseer na wie sy in werklikheid soek. Sy kyk vir Jesus, maar sy kan hom nie herken nie. Hoekom nie? Want sy het haar persepsie van die teenswoordige waarheid verloor.
as gevolg van wat daardie naweek gebeur het. En my broeder en my suster, wat is die moontlikheid? Dat Satan besig is om jou en my persepsie van teenswoordige waarheid vandag ook kan beduiwel. Ons kyk vas na die omstandighede rondom ons. Ons kyk vas na wat in die wêreld besig is om te gebeur. En die wêreld is in rep en roer oor oorlog in Oekraïne. En ons staar ons vas na die, julle sal dit nie glo nie. Gister lees ek in News24, daar's 'n moontlikheid dat die petrolprys met R3 per liter kan styg. En ons sê vir onsself, hoe op dese aarde gaan ons koop? Want dit is nie net petrol nie. Dit is ons hele menswees, ons hele bestaan. Alles wat jy gaan koop, gaan op. En jy kyk na jou pensioentjie of ons afgetredenis. Jy kyk na julle finansies en sê, dit balanseer skaars. Hoe nou? En daar's 'n vrees wat kom posvat. En dis presies wat Satan wil hê. Want daardeur is hy besig om jou en my aandag van die teenswoordige waarheid af te neem. Jesus is op pad. Hy gaan kom. En daar is ongelooflike, onbeskryflike groot werk wat selfs hier in julle area gedoen moet word. En Satan sê vir jou, jy kan dit nie doen nie. Maria se verdriet, haar hartseer, haar wanhoop, verberg die beeld van Jesus vir haar. En nou wil ek vir jou 'n vraag vra vanoggend. Hoeveel keer het Satan daarin geslaag om die beeld van Jesus en die beeld van die teenswoordige waarheid in jou en my lewe te verberg? En hy doen dit met pyn, hy doen dit met hartseer, hy doen dit met teleurstellings, hy doen dit met ongelukke, finansiële uitdagings, swak gesondheid, swak beplanning. En ek en jy, dis al wat ons kan raak sien. En in jou gemoed kom daar 'n vraag. Here, waar is jy? Satan kom na jou en na my toe. En hy maak ons so behep met ons eie probleme en hartseer en bekommernisse en pyn en teleurstellings, dat ons begin God verlate voel. En ten hemele roep ons uit, Here, ek soek U, waar's jy? Net om ons vas te loop teen die Heilige Gees wat sê, ek is met jou. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kan dit wees dat Satan ons emosioneel so bevoorted het, dat ons Jesus en sy beloftes nie meer duidelik kan raak sien nie. Maria, hoekom huil jy? Na wie soek jy? En ek kan my voorstel vir daardie oomblik, toe Jesus daardie vraag vra en hy kyk vir Maria, en daardie hinkering is in sy siel is om tot Maria se versteurde gemoed deur te breek, deur haar deurmekaar emosies, deur haar verpletterde emosies deur te breek en sê, Maria, dis ek. Maak oop jou oë. Maar sy sien hom nie raak nie.
En toe roep hy haar op 'n baie prominente wyse. En al wat hy sê, Maria. Vers 15. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink, dis die tuinier, want haar verlosser is mos dood. Hulle het hom begrawe en nou is hy gesteel. En sy antwoord hom, meneer, as jy hom weggedraai het, sê vir my waar jy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Maria, waarheen? Waarheen? Maar na haar gefolterde gemoed was Maria oortuig. Sy kon beter vir Jesus se liggaam sorg, nadat sy hom behandel en gebalsem het. En ek of my gedagteprentjie indink, hoe Jesus haar stikkende gemoed raak sien. En hy roep haar. En deur daardie stikkende gemoed hoor sy dieselfde stem wat 7 keer haar verlos het. Maria. Daai stem het sy herken. Die stem van die verlosser het daardie gefolterde gemoed oopgebreek. Sy het kniel aan Jesus se voete neer. My broeder en my suster, waar staan ek en jy vanoggend? Ons kan baie praat oor teologie. Ons kan baie praat oor die kerk se leerstellings. Is dit waaroor dit gaan? Miskien vra Jesus vir jou die vraag vanoggend. Na wie soek jy? Wie soek jy regtig? Paar jaar terug sê Helena eendag vir my, en ons lê in die bed en gesels. En ons praat daaroor en sy sê vir my, sy sal so graag, soos Abraham, ook met Jesus wil gesels. Ook Jesus se stem wil hoor. En ek sê vir haar, liefie, weet jy, dis waar. Maar ons ken daai stem. Hy praat altyd met jou. Maar ons wil Jesus se fisiese teenwoordigheid hê. Die antwoord op Maria se vraag was voor die hand liggend. Teenswoordige waarheid het voor haar gestaan. Sy kon hom nie raak sien nie. Want daar te veel dinge in haar gemoed gebeur. Sy kon nie onthou hoe Jesus vir die disippels gesê het, ek gaan doodgemaak word, ek gaan die 3de dag opstaan nie. Hy het dit herhaal vir die disippels, sy het dit 'n paar keer gehoor. Dit het nie ingesink nie, want sy het nooit gedink, net soos die disippels, nooit gedink dat hierdie God-mens, hierdie seun van God, doodgemaak moes word nie. Hulle het nooit werklik die teologie verstaan nie. Dis wat Johannes vir ons hier skryf. Hulle het nie verstaan nie. Hulle het nie die skrif verstaan nie. Maria se antwoord, wat sy gesoek het, was voor die hand liggend. Lewendig voor haar. En die antwoord waarna ek en jy soek, is ook voor die hand liggend. Maar weens jou en my ongeloof, weens ons ongehoorsaamheid, weens ons hardkoppigheid, en dit wat Satan voor ons voor die kop gooi, kan dit wees, my broeder en my suster, dat ek en jy ons persepsie van verlossing in Jesus
so de mekaar geraak het, dat ons nie meer God se stem kan hoor nie. Nou wil ek vir julle iets baie interessants vertel. Onthou, sy het voor Jesus gestaan. Sy praat met hom. Sy kom dit nie agter nie. Dit was dus nie Jesus se persoonlike teenwoordigheid wat die verskil vir haar gemaak het nie. Dit was die roepstem van verlossing wat die verskil gemaak het. Dit was toe Jesus daar die roepstem van haar verlossing Maria geuiter het, dat Maria se stikkende, verduisterde gemoed gebreek is, en sy daar die stem herken. En is ook waar vir jou en vir my. Luister na hierdie woorde in Jesaja 43. Ons almal ken dit, dis niks niets nie. Jesaja 43. En met julle toestemming wil ek dit so 'n bietjie verander. Mag ek dit doen? Die Radion, mag ek dit doen? Maar nou, so sê die Here, jou skepper Dion, jou formeerder, wees nie bevrees nie. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Tannie Wil, Koning Jesus roep jou op jou naam. En daardie roep is die roep van verlossing. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water gaan, water in Bybelprofesie is mense, as Satan mense gebruik om jou te wil ontspoor, as jy deur die water gaan, ek is by jou. Die riviere, massas aanval op God se volk deur Satan. Hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur van beproewinge moet gaan, om jou karakter skoon te maak, om jou karakter te heilig, om gereed te wees as Jesus kom, as jy deur daardie vuurproewe moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Hoekom nie? Kyk wat sê vers 4. Omdat jy kostelik is in my oë. Nou, dis 'n baie mooi Afrikaanse woord. As jy met jou kinders werk, en jy werk met jou kleinkindertjies, julle weet natuurlik, kleinkinders kan niks verkeerd doen nie, né? Omdat hulle kostelik is in my oë, en ek jou lief het, gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. So wat is die realiteit waarmee ons worstel? Ons kyk na dit wat Satan ons verstande so wil vul, dat ons vergeet van die teenswoordige waarheid, en Jesus se stem breek deur en hy sê, jy is my kind, ek is lief vir jou. Jy is kosbaar, jy is kostelik vir my. Vers 5, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Dan Jesaja 41 van vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Here, waar is jy in my krisis? Here, waar is jy in my swaar kry? Here, waar is jy in hierdie stryd waar ek verkeer? En die roepstem van die koning van die konings, die Here van die Here sê, ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dan gaan hy verder. Want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Glo ons dit? Onthou, dit is nie die fisiese teenwoordigheid van Jesus wat die verskil gemaak het nie. Dis die roepstem van verlossing wat die verskil gemaak het. En kom ons kyk na 'n paar oomblikke na hierdie roepstem van verlossing. En gaan saam met my na Johannes hoofstuk 14 toe. Johannes hoofstuk 14, en ons lees daar die eerste paar versies. Dit begin met baie interessant. Laat julle harte nie ontsteld word nie.
Kyk wat om julle gebeur. Volgens Bybelprofesie gaan dit gebeur. Moenie onkant gevang word nie. Moenie laat hierdie dinge wat om jou gebeur, jou gemoedstoestand so omkrap, dat jy nie meer kan hoor wat ek vir jou sê nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir jou 'n plek te berei. En as ek gaan vir jou 'n plek berei het, kom ek weer. Wat is teenwoordige waarheid vir jou en vir my vandag? My verlosser het vir jou en vir my 'n plek gaan voorberei. Ten spyte van wat hier op aarde gebeur, ten spyte van hierdie krisis wat gaan eskaleer tot so 'n mate dat dit lyk asof Satan in totale beheer van hierdie wêreld is en dat ek en jy sy grootste vyand is, sê Jesus, ek het gegaan om vir jou 'n plek te berei en ek gaan jou kom haal. Dis nie Jesus se teenwoordigheid wat die verskil gemaak het nie. Dis sy roepstem. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Wat waar is vir Maria, is ook waar vir jou en vir my. Dis nie Jesus se fisiese teenwoordigheid nie. Dis sy woord wat ons gaan staande hou. Blaai gou saam met my na 'n paar belofte tekste in Psalm 119. En kom ons gaan kyk daarna. Psalm 119. En ons eerste teks wat ons lees daar is vers 11. Psalm 119. En ons lees daarvan vers 11. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Here, u het met my gepraat. Ek het u roepstem gehoor. U is besig om my voor te berei om gereed te wees vir daardie dag wanneer u gaan kom. Here, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Vers 97. Hoe lief het ek u wet, dis my bepeinsing die hele dag. Die 10 gebooie is refleksie van God se karakter. Here, hoe lief het ek u karakter, dis my bepeinsing die hele dag. Daar's nie plek vir Satan se aanvalle, sy emosionele manipulering van my nie, want my aandag is gefestig op God se beloftes vir jou en vir my. Vers 101. Ek het my voete teruggehou van die verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. 'n kognitiewe besluit, Jesus se woorde is die belangrikste. Ek gaan dit studeer, ek gaan dit lees, want dit is my redding. Vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Onthou, dis Jesus se woord met Maria wat die verskil gemaak het. En nie sy fisiese teenwoordigheid nie. Vers 103. Maak my stappe vas in u woord en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Vers 165. Die wat u wet liefhet, wat u karakter liefhet, het groot vrede en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Vers 174. O Here, ek verlang na u heil en u wet, u karakter is my verlustiging. Maria se ervaring, sy toegelaat weens 'n wanpersepsie van die verstaan van God se woord, dat Satan met haar emosies gesmokkel het. Soveel so dat sy
die realiteit van die teenswoordige waarheid heeltemal verloor het. Sy het nie geweet sy praat met engele nie. Sy kom in Jesus se teenwoordigheid, sy herken hom nie en sy weet nie sy praat met hom nie. My broeder en my suster, dit is nie Jesus se fisiese teenwoordigheid wat die verskil gemaak het nie. Maar God se woord. En solank ek en jy die Heilige Gees gaan toelaat, want Johannes sê vir ons, Jesus met sy belofte aan die disippels, ek gaan, maar ek stuur vir julle die trooster, hy sal julle in die volle waarheid lei. Volle, selfs teenwoordige waarheid. En mag ek en jy vashou aan die wete, dat wanneer ek en jy aan God se woord gaan vashou, daaraan gehoorsaam wees, ongeag wat Satan vir ons gooi, maak nie saak wat hy gebruik nie. Is dit ongeloof, is dit hartseer, is dit pyn, is dit siekte, is dit dood, is dit ekonomiese onstabiliteit, maak nie saak wat hy vir jou en vir my gaan gooi nie, as ons gaan staan op God se woord, gaan ons nooit teenswoordige waarheid verloor nie. Dis 'n gegewe. Dis Jesus se woord en nie sy teenwoordigheid nie, wat die verskil vir Maria gemaak het. En dis presies dieselfde vir jou en vir my. Jesus se woord, wat vir ons die groot verskil gaan maak. Kom ons buig ons hoofde. Genadige Hemelse Vader, Maria se verhaal is vir ons opgeteken as 'n voorbeeld, dat ons nooit ons oë van Jesus af moet wegneem nie, maar nooit u woord gaan verwaarloos nie. Want dis die waarheid wat in u en u woord vir ons gegee het, wat die pad gaan oopmaak, dat ons vir ewig saam met u kan wees. En daarom, genadige Vader, is my gebed, dat ons net meer en meer tyd met u woord sal maak. Meer en meer met u tyd, dat ons na u woorde gaan luister, u woorde gaan hoor, en deur die verduistering wat Satan na ons toe bring, ons die waarheid van God se liefde, God se vergifnis, kan sien. En daardie groot feesmaal in Sion vir ons 'n werklikheid gaan word. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen.